Goeiemôre. Dit is koffie saam met Amelia Botha en ek wil vir julle sê baie welkom. Ek glo vanoggend gaan vir ons baie insiggewend wees en ons gaan groei vanoggend. Ons het 2025 begin met ons hele journey van ons gaan verander en ons gaan nie dieselfde bly nie en ons gaan 'n journey loop. En ons gaan regtig verander en ek wil vir julle nog vra, hou julle vas in daai journey, hou vas julle nog, is julle nog daar, is julle op die plek waar julle moet wees, so het julle met julle triggers gewerk, het julle met soul ties gewerk, so julle moet bietjie vir my comment net hier onder en share die boodskap, môre Lindsay, so ek wil weet of julle nog goed wil hoor oor soul ties of sielsbande en triggers, dat ek vir julle dit kan deurgee. Ok, kom ons sê bietjie vir die klomp môre wat nou bietjie laat is vir môre. Ek het al my tweede koppie in. Môre Rina, Welmarie, môre. Goeiemôre julle. Ons hou vas ook vir oggend. Jy's heeltemal reg. Ons gaan 'n mooi oggend hê vir oggend en ons gaan die Here vertrou vir regtig vir 'n deurbraak vir julle vir oggend. Môre Angelique, Sunay, môre. Aloise, Ricky, môre, Sonet, môre, is goed om jou te sien, lang tyd nie gesien nie, maar ek vertrou die Here vanoggend gaan ons 'n baie goeie oggend hê, en like wie van julle het, môre Barbara se liefste vriendin, môre Nelda, môre Leon, Elise Leon, môre Johan, Natasha, môre, Liesel, môre. Ek wil by julle hoor, werk julle deur julle triggers, help dit, werk dit julle deur julle sielsbande, as julle al bietjie los, comment bietjie vir my hieronder, laat ek kan hoor wat gaan aan, en dat ek kan weet of ons weer daarmee gaan deel. So ek gaan vanoggend deel met die verskil tussen religion en godsdiens. Nou ek wil vir julle sê, dat in die eerste plek was ek in 'n godsdienswêreld en ek glo julle ook, waar jy net geglo het en jy was in religion gewees maar jy het nie 'n verhouding met die Here gehad nie. Nou toe ek as jong meisie opgegroei het, was ons in die NG Kerk en hoor nou my storie. Hoor hoe religious was ek gewees. Ek moet dit met julle deel. Dis deel van my getuienis en dis hoekom ek hierdie woord gou vir julle wil bring vanoggend. Toe ek dink dit was matriek, ek 'n vriendin gehad met die naam van Nanda Rens, sy was daai tyd nog Nanda Rens. So ek en sy het, en verskoon my nou as iemand offense vat, maar ek wil hier met julle die waarheid deel. Sondagoggende het ons NG Kerk toe gegaan, 1 keer 'n maand, dan het ons gaan nagmaal gebruik om ons sonde te vergewe. Saterdag dan die Jehovah's getuies het gedoop en dan is dit warm, maar gaan doop ons by die stadion in die swembaddens, dan kry ons 'n doop daar. Saterdag wil ons nie uitgaan nie en om 'n verskoning te hê en sê ons vir die seuns nie, ons gaan nie uit nie, ons gaan kerk toe na die 7-daagse Adventiste toe. En so het ons ook na die ou Apostelkerk toe gegaan en ons het net daai sal dit so, wat soos aan die kante van 'n nougat is, met 3 kolletjies op, ons het net gegaan om daai goed onder die tafel te sit en eet, maar so ver van die Here as wat jy kan kry. So, ek het nog 'n baie soeke gehad na die Here, ek het 'n verhouding met hom gehad, as die pastoor of die predikant dan bedien, maar ek het nie daai verhouding met die Here gehad nie. So, môre Natasha, môre Ma, môre Janelie, so ek wil met julle deel oor die verskil tussen godsdiens en ek wil met julle praat oor godsdiens en verhouding, want dis deel van ons journey. Nou, godsdiens maak van jou 'n baie mooi persoon. Maak van jou 'n goeie persoon, maak van jou 'n persoon wat gehoorsaam is aan jou kerk. Dit maak godsdiens verander jou nie. Godsdiens is dieselfde. Ons sê dat godsdiens daar is want ek moet in die Here glo, maar kom ek vir jou sê, godsdiens verander jou nie. Godsdiens verander jou nie. Religion verander jou nie. Religion is
so gevaarlik op hierdie stadium, dat jy, as jy nie in 'n verhouding staan nie, sal jy vir elke religion val. En weet jy wat nie, al maak godsdienst van jou hoe mooi mens, is dit nie 'n veranderde mens nie. En ek wil weet by julle vanoggend, wil jy verander? Wil jy 'n aanraking van die gesalfde een hê vanoggend? Môre Leandi, môre Angelique. So ek wil met julle praat oor Filippense 3 vers 7, wat ek glo, ek het dit al bedien, maar ek wil dit weer bedien vanoggend. So geloof is nie 'n besluit wat jy het om te doen nie. Geloof is ook nie 'n gevoel nie. Daat ek nou geloof nie. Geloof is ook nie emosionele iets wat jy kry terwyl 'n preek is en nou kry jy geloof en nou begin jy met jou heilery en dit is nie geloof nie, is nie 'n emosie nie. Geloof is 'n ontdekking wat jy moet besef hoe kosbaar en hoe waardevol is jy vir God. Dit is wat geloof is. Geloof is, jy moet besef hoe waardevol en hoe belangrik jy is vir God. Dit is nie 'n gevoel nie, dis nie emosie nie. Jy kan nie sê, okay, nou besluit ek het geloof nie. Ja, maar ek het geloof nie. Ek het geloof om deur hierdie berge te kom nie. Ek hoor wat julle sê. Ek hoor alles. Ek was deur al hierdie goed. Ja, maar ek het geloof en die Here het nie geluister nie. Maar ek het nie daai besef gehad hoe belangrik en waardevol ek vir God was nie. So ek het in religion gelewe, maar ek het nie in 'n relationship gelewe nie. En Paulus, kom ons hoor wat sê Paulus van alles. Paulus sê in Filippense 3 vers 7 tot 8 skryf Paulus, alles wat saak maak in my lewe, het ek nou net besluit is rubbish. Gaan lees ek gee julle nou net 'n vinnige kort weergawe waarvan Paulus sê. Hy sê, I count all these things as rubbish if I can only gain Christ. En hoe mooi is dit nie? Ons gaan moet van ons goed wat saak maak in jou lewe, gaan jy moet prys gee. Of dit jou TV is, of dit jou foon is, of dit vriende is, of dit goed is in jou lewe wat nie saak maak nie, wat vir jou saak maak, daai goed, gaan jy van ontslaa moet raak, want jy soek daai verhouding met die Here en daai goed hou jou agter. Dit is waar, Eileen, geloof is 'n ontdekking van jou waarde en wie jy is in God. En ek praat vanoggend ook oor jou autoriteit wat jy het in Christus. Kom ons kyk na die woord verhouding. Nou, julle almal was nou al op skool. En ons het nou almal in die skool, het jy 'n boyfriend of jy het 'n girlfriend gehad, alleste. Maar wanneer jy nou die boyfriend of die girlfriend het jy 'n verhouding nou met haar. So, as jy nou in daai tyd 'n telefoon gehad het, die tring telefoon, nommer asseblief, jy ken mos nou al daai stories, jy daar uitkom, of jy het 'n telefoon, kan jy nie oor 'n telefoon vry nie. Jy kan nie soene uitdeel nie. Jy kan nie die soene proe nie. Jy kan nie aanraak nie. Jy kan net 'n gesprek hê. En dit is wat godsdiens doen. Is partykeer het jy net 'n gesprek in jou gemounery wie God is. Maar ek wil vir jou sê, want dit is jou geloof, maar ons autoriteit is so belangrik, dat jy gaan moet weet wie jy is in die Here. En jy kan nie intiem met iemand verkeer, as jy nie by daai persoon is nie. Jy kan nie. So ek wil vir jou sê vanoggend, jy kan net met naby God wees en intiem met hom wees, sodat daai salwing op jou kan afsmeer. Paulus sê weer, I count all these things as rubbish, if I can only yada. Yada is close to Christ, close to the one whose name is the Anointed One. If I can only be close to the Anointed One. En as 'n gesalfde en as 'n wedergebore kind van God, dra jy alreeds salwing.
So, dit is vir my baie amazing, en glo vir my, ek was daar, maar dit is amazing hoe almal hardloop as daar salwing uitgedeel word. Altyd word daar salwing gesalf, en hierdie een salwing en daai salwing, ek het niks daarteen nie, maar, wat ek geleer het, godsdiens, laat jou nog vorentoe hardloop, sodat jy net gesalf kan word, maar, as jy intimiteit met Christus het, dan gaan die gesalfde een se salwing op jou afsmeer. En dit is wat jy wil hê. Ek het dit met 'n harde en op die harde manier geleer, dat jy net 'n verhouding met God, daai intimiteit wat jy met hom het, dat jy daai anointing van hom afkry, van Christus self afkry. Paulus sê, ek gee alles prys man, alles, as ek net met hom kan jada. En onthou, hy het baie goed gehad wat tot sy voordeel was. En hy sê, nee, dis klaar, is verby, ek wil net by Christus wees. Hoekom dink julle het Paulus dit gesê? Paulus het dit gesê, want hy het nie regtig van die opstanding van Christus gepraat nie. Hy het meer gepraat, na Filippense het hy gepraat, van dat hy naby Christus wil wees, want hy wil slegs gehoorsaam wees aan die Vader, soos wat Jesus of Christus gehoorsaam is aan God die Vader. En dit is wat jy moet besef vandag, is wat is jou autoriteit? Wat is jou autoriteit in Christus? En weet jy wat, nee, as jy nie gaan besef vanoggend, dat jy moet jou ander goed mee deel nie, gaan jy nie by hierdie kan uitkom nie. Jy gaan moet deel met wie is jy in Christus. En Adam en Eva, ons weet, ons ken die storie, was die eerste mense wat die glorie van die Here gehad het, wat intiem was met die Here, wat by hom was, daai salwing was op hulle, daai glorie was op hulle, alles was op hulle, alles wat op hulle. En Adam en Eva het dit gedra met daai glorie. Ek kan myself nie voorstel hoe awesome dit moes gewees het, saam met God, om saam met hom te wandel nie. Ek dink dit was iets wat jy nie kan beskryf nie. Dit moes awesome gewees het. En God het aan hulle al die autoriteit gegee. Al die autoriteit. En tog sê Paul seeks the ongoing power that is the day-to-day experience of being with Christ. En Paulus sê dit. Maar die vyand het gekom en hy het Adam en Eva se identiteit kom steel. Ek weet nou van al die stories en die appelstories en daai goed. Maar die probleem is, wat hier plaasgevind het, is hy het hulle identiteit kom steel. En hulle moes gecover word met blare, wat klere was. En julle weet nou daai storie, wat God gedoen het met Adam en Eva. So, die vyand het gekom om hulle rulership te steel, om te reign en te rule over the earth. Hy het alles, het hy van hulle gestrep. Hy het hulle gestroop. En weet jy wat, hoekom dink julle het Jesus na die vyeboom toe geloop en vir die vyeboom gesê, no longer will you cover the sin of people. Jy sal nooit ooit weer dit cover nie. Want hoekom? Want Jesus het gekom om te restoreer. Hy het gekom om te kom restoreer. En ek is excited daaroor. Die eerste Adam het hy die eerste Adam het droog gemaak. Jesus kom, hy is die tweede Adam, die laaste Adam. En wat gebeur het hierso, is God het vir Jesus legally in die wêreld ingebring. Hoor hoe mooi is dit. Die oomblik toe die engele spreek en Jesus en God besluit dat Jesus deur 'n maagd gebore gaan word. The word came to Mary. Okay, the word came to you. The word came to Mary. The word said to Mary, you are going to have Jesus, a baby. And when she believed the word, she was conceived with the word. En dit maak jou 'n veranderde persoon,
wat nie in godsdiens kan meer loop nie. Jy moet uit godsdiens uitkom. Regtig, dit is ons journey hierdie jaar. So when you hear a word and you believe that word, you conceive that word, and it will bring a birth in the spirit. So when you receive this word of authority, and you really understand your authority, and this authority word conceived on the inside of you, you became the Christ on earth. Jy gaan dit word. Jesus ouens het niks vir 33 jaar gedoen nie. Geen miracles, niks nie. En hier kom ons nou weer by 'n godsdiensting. Die oomblik toe hy gedoop is, nou as jy nie 'n groot doop is nie, verwyder jy nou maar self van die groepie af, want ek gaan praat oor die groot doop. So, wat gebeur hier, nadat hy uit die woestyn het kom? Hy gaan na Johannes die doper toe, en Johannes die doper doop hom. Hoor wat gebeur nou met Jesus. Onthou, hulle het hom genoem in die Ou Testament die Messias en Jesus. Maar hoor wat gebeur nou hierso. Die laaste Adam, Jesus, gaan onder die water in. Hy word gedoop onder die water, as 'n groot volwasse man. Goed, the last Adam went under the water, and he came out of the water, and the glory came upon the last Adam, and the voice of God came and said, "This is my beloved Son, in who I am well pleased." So die oomblik, toe Jesus die Messias uit die water opgekom het, toe herstel God die glorie en die laaste Adam, deur die voice, deur die woord, deur die stem om te sê, Jesus became just like the first Adam before he sinned, exactly the same. Dit is crazy mooi. Maar Jesus moes deur dieselfde temptasie gaan, en daarna is hy eers woestyn toe. So, Jesus het gekom, hy is gaan gedoop, hy is onder die water in, uit die water uitgekom, die Heilige Gees het op hom gekom, die glorie was herstel op hom, Jesus became just like the first Adam, want die glorie is terug op hom, en al wat Jesus nou kort, is dat hy deur daai woestyntyd gaan moet kom. So jou woorde dra krag. So as jy sê jy is 'n mislukking, dan gaan jy een wees. Maar vir oggend wil God vir jou sê, dat jou tyd van verkeerde spraak is verby. Jesus is daarna woestyn toe. And Jesus overcame the temptation. Hoe, ouens? Hoe het hy uit die wildernis uitgekom? Hy het gesê, daar staan geskrywe vir die vyand. Daar staan geskrywe. Want weet jy wat, nee? Hy het geloop en die glorie en die salwing was terug. Hy is herstel op die laaste Adam wat Christus was. En wat vir my mooi was, die oomblik toe hy uit die water uitkom, he became the anointed one and the anointing. Toe is hy nie meer Jesus nie. Toe word hy die gesalfde een met die salwing en die glorie wat herstel is op sy lewe. So as ek nou bietjie die mekaar is, laat ek dit nou mooi van vooraf sê. Hy is onder die water, uit die water, die stem het op hom gekom, die glorie is herstel op hom, hy is die laaste Adam, hy word die gesalfde een, en die salwing is op sy lewe herstel. So hy is toe nie meer Jesus nie, hy word die gesalfde een. En dis dieselfde wanneer ons deur die doop gaan. Jy gaan deur die doop, en as jy uit die doop uitkom, daai water uitkom, is jy 'n veranderde mens. Jy moet 'n veranderde mens wees. So wil God jou herstel vanoggend.
En Christus kon stap en hy kan sê, die salwing is op my, want ek is die gesalfde een. En hy het so draadjies geloop, ek gaan nou nie te veel in die godsdienst waar hy geloop nie, maar hy kom toe by die plek uit, by die tempel, en dis vir my so crazy awesome. Hy gaan in die tempel in, en daar waar hy die skrol oopmaak, was waar die laaste rabbi gelees het. Hulle gee vir hom die skrol, hy maak hom oop, hy sien dis die merkie, en raai wat lees hy? Hy lees die volgende. The Spirit of the Lord is upon me. Dit is crazy. Hy sê vir hulle, en nou moet jy dink, al die fariseërs sit daar, al die ou kokkerotte sit daar, wat hulle self genoem het. Hy sê daar vir hulle, the Spirit of the Lord is upon me. En hy lees daar hele Jesaja. Julle kan dit gaan lees in Lukas 4 vers 17 ook. En toe hy klaar is, sê hy, this day, this scripture is fulfilled in your ears. En raai wat gebeur die volgende oomblik. Die volgende oomblik begin al daai religion en religious demons manifesteer. Want jy sien, waar 'n gesalfde van God instap, moet daar altyd demons wees wanneer daar is manifesteer. En jy kan niks daaraan doen nie. Al wat ek vir jou vra is, maak klaar met godsdiens vandag. Maak klaar daarmee. Kry jou gedoop, kom uit daai water uit. Laat jy gesalf wees, laat jy kan optree en kan doen wat God vir jou sê wat om te doen. En daai demone toe hulle manifesteer in die sinagoge, kan ek myself hierdie storie hoor. Ek hou van stories. Ja, Rina, dit is waar wat jy sê. Prophecy is fulfilled. Colet, hulle ruk en hulle het gerittel, glo my. Ek vermoed hulle het die volgende gesê. Wie dink hy is hy? Wie dink hy is hy? En wie gee hom die reg om so iets te sê? Maar wat hulle nie weet nie, is daai dag het hy sy ID-boekie uitgehaal, sy autoriteit uitgehaal en sê, vyand, weet jy wat? I have been legally birthed, so devil, if you want authority, you need a body. So hy het nie authority nie, want hy het nie 'n body nie. So Jesus se hele optrede sê, when Mary heard the word and she believed that she was conceived, sy kom deur die baarmoeder. En hier kom, sonder woorde wat Jesus vir die vyand sê, sorry, maar weet jy wat, nee, I've been legally birthed. So devil, if you want authority, you need a body. En weet jy wat, nee, ek wil vir jou vra vanoggend, wat is jou ID? Wat het jy 'n ID-nommer? Wat bedoel jy nou, Amelia? Wat is jou, het jy identiteitsboekie in die geesdimensie? Ja, jy het. Wat is jou nommer? Jou nommer moet sê, ek het autoriteit in Christus. Dit is my ID-boekie. So, I do not believe the report of the doctor. I believe the report of the Lord, because it is been written. It has been written, I am healed. I am healed. En weet jy, dit is vir my so mooi. Die vyand daar became an illegal thing. An illegal thing. And he lost his legal right, his mandate over the people. Because Jesus said, all authority. Gaan kyk tog asseblief in die woord wat sê all authority. Alles, nie bietjie nie, nie bietjie baie nie, all authority has been restored and is been given unto us.
So nou vra ek die vyand vanoggend, wat is op jou skouers, vyand? Niks. I don't see a ranking. I don't see authority that you stole from Adam and Eve, because Christ came, the last Adam came, and he, the glory of God, and he was being restored as the last Adam. In al die glorie, al die salwing, al die autoriteit is op hom. Maar nou sê Paulus, ek kom terug na Paulus toe. En Paulus sê, weet julle wat, nee, I count all the other things as rubbish if I can only yada with God. So all authority in heaven and earth, under the earth, must bow to the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Paulus sê so mooi, hy sê ook, oh, if I can only be close to Christ, the anointed one and his authority. En dit is hoekom jy nou moet uit godsdienst uitkom, wat jou goed laat voel, jy maak die beste koffie, jy gee die blaadjies uit, jy kyk bietjie TV, jy gaan dan soos wat jou lewe aangaan, jy is lekker in religion, jy moet uit dit uitkom en in 'n verhouding instap. Because God needs the anointing on you. Because the anointing is burdens remove, yoke destroy, power of God. And we need this in our lives and on our lives. En al hoe dit kan gebeur, is wanneer jy naby die gesalfde een, Jesus Christus, loop. Dit smeer af op jou. Dit rap in op jou. Dit leef in jou in. Dit kom uit jou uit. Hoekom? Want jy jada met hom. Jy het 'n intimiteit verhouding met hom. Jesus het vir ons al die autoriteit gegee. Alles. Jy moet nou op 'n stadium kom waar jy sê, Here, I am dead, but Christ lives in me, no flesh. Only intimacy with Christ. He is the hope of our glory. Laat ek net 'n slukkie koffie vat. So ek het uit my agtergrond uit my grootwordproses moes ek leer om uit godsdiens uit te kom. Want godsdiens is daar, want godsdiens, as jy in 'n godsdienstige kerk is ook, kry asseblief vir jou 'n kerk wat daar salwing is, en ons wil salwing op jou lewe hê, en jy moet vir mense gaan bid, en jy moet mense na die Here toe lei, en ek wil vanoggend vir jou sê, as jy gehoorsaam is aan die Here, en die Here praat met jou oor die doop vanoggend, in die woord staan, gaan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle. Daarso staan nie, sal jy jou asseblief doop nie? Ag asseblief, sal jy jou nie asseblief doop nie? Nee. Daar staan 'n opdrag wat sê, gaan heen, maak disippels en doop hulle. Dit is 'n opdrag wat ons moet uitvoer. En dis hoekom ek love die doop. Ek love dit om mense te doop. Want weet jy wat, dit laat my dink aan wanneer hulle uit daai water uitkom en ek smeer hulle vol olie en salwing en ek vra julle, Here, herstel daai verhouding met hulle, want hulle is uit godsdiens uit. Maar jy weet, jy kan mense uit Egipte kry, maar om Egipte uit mense uit te kry, is 'n ander dingetjie daai. So, kom ons kry onsself uit 'n wêreld van godsdiens uit, in 'n verhouding met God. And the anointing, God het jou nodig om gesalf te wees. Ons sal eendag sal ons 'n salwingsbediening hou, en julle salf somme oor Facebook, want the anointing is burdens remove, yoke destroy, power of God. En wil ons almal nie die salwing hê nie? Maar my vraag is, saam wie loop jy? Saam wie is jy? Wie lê vir jou hande op? Wie laat jy toe om salwing op jou lewe te sit?
Hoekom? Want jy is klaar 'n gesalfde van die Here. Ek het in my kop, dis my, julle moet my verskoon, dit is net my ondervinding. As daar salwing was en mense word gesalf, dan hardloop ek vorentoe. Dan salf die mense my en hulle lê vir my hande op. Julle, ek was naderhand so de mekaar gewees, nee, laat ek nie geweet het wat 'n salwing tref waar nie. Toe gaan ek my geestelike ma en ek sê vir haar, sny alles af. En sy raas met my. And she said to me, you only need to yada with Christ, the anointed one and his anointing, through his word, to receive that powerful anointing that will destroy the yoke on other people's lives. En wanneer jy nie die woord ken nie, ontneem jy jouself van 'n toekoms in oorwinning. Ons moet die woord van die Here ken. Dit help nie jy gryp 'n versie uit die Bybel uit en nou gaan jy dit lees vir die res van die week nie. Ons moet ouens die woord ken. Baie het al gevra vir my gevra, Amila, nou waar het jy die Bybel al deurgelees? Nee, ek moet vir julle sê ek het nie. Ek het nog nie die Bybel deurgelees nie. Ek het nie. Ek lees hoofstukke en ek lees en ek studeer en dit wat ek voel, dit doen ek. Maar ek het begin, toe my ministry begin het, toe het ek die boek Spreuke begin vat. En jy wat in die profeties vloei, dit sal goed wees wanneer jy by die boek Spreuke begin. Want Spreuke sê vir jou ja en nee, moenie en moets. En ek wil jou regtig bemoedig, as jy nie weet waar om te begin nie, kry vir jou 'n lekker storieboek, 'n kinderbybel, lekker dik kinderbybel. Dit is my raad, dis hoe ek leer. En dan kry jy vir jou asseblief die boek Spreuke voor jou oop en dan in die aand as jy kinders het, lees vir die kinders 'n storie en in die dag deur die dag lees jy Spreuke en mediteer oor Spreuke. Spreuke is 'n awesome boek. En dan gaan jy na die 4 Gospels toe, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en jy gaan lees daar. En hierdie jaar het die Here vir my die boek Johannes gegee om deur te werk. En julle, ek moet vir jou sê, dis 'n eye-opener vir my in hoe ek gemis het in my lewe, hoe om nie die boek Johannes te bestudeer nie. So ek is by die boek Johannes. So ons moet regtig God se wysheid leer. Ons dankie Annetjie, ons moet by sy wysheid uitkom, hoe, waarheen, wanneer. En jy wat in die profeties vloei, jy kom nou asseblief uit jou gat uit. Jy kom asseblief uit daai victim mentaliteit uit en sê, ag ek kan nie, ek weet nie hoe nie. Jy weet hoe, jy het nou net gehoor hoe, jy lees die woord, jy jada met God, sny alles wat almal van jou gesit het en op jou hande gelê het, wat jou so de mekaar gemaak het, sny dit van jou af en sê, Here, net u salwing, net u liefde, net u autoriteit wil ek bemeester. Kom ek sê vir julle 'n getuienis. Daar lank terug, dis nie nou nie, lank terug was daar 'n gemeente waar die pastoor was in adultery gewees met sy sekretaresse. So hulle twee het 'n seksuele verhouding gehad in die kerkkantore en in die kerk het hulle 'n seksuele verhouding gehad en deur die Sondagoggende het hy begin preek en hy het hande opgelê op die mense en binne 3 maande het daai kerk begin mense skei, mans het in pornografie ingegaan, die vrouens het rond begin loop. Hoekom? Want die salwing kom van bo af onder toe. En wat het daai man impart in hulle? Hy het daai vieslike perversiteit wat op hom was, het hy geïmpart in sy mense. Wees versigtig wie vir jou hande op lê. 'n boom word geken aan sy vrugte. 'n boom word geken aan sy vrugte. So asseblief, kyk na die vrug van die persoon. En dan hoor jy by die Here. En jy moet luister wat die Here doen. Vanoggend uit godsdiens uit, binne in 'n verhouding. En as jy nog nie gedoop is nie, mag hierdie woord vir jou iets beteken vanoggend. Die Here vra nie, asseblief smeek nie. Hy sê, gaan heen, maak die disippels van die nasies en doop hulle. Dis 'n opdrag.
luister na die stem van God. Luister na die gesalfde een wat vir jou alles gegee het. Alles gegee het. Hierdie wat hy gelees het waar hy sê, die salwing van die Here is op my, wat hy van Jesaja gekry het, wat na Lukas toe gaan, moet tog iets beteken vir jou vanoggend. Dit moet vir jou sê, daar is 'n dimensies van God wat ons nog nie ken nie. Daar is dimensies van wat hy aan ons wil openbaar, maar ons is te besig met rubbish. Ons is te besig met goed. Ons is te besig met nonsens. So kry 'n lysie en kry die nonsens agter jou uit. En uit jou lewe uit. En begin jada. Begin Jesus vry. Want dis al hoe jy naby hom kan kom. Hy is jou bruidegom. Jy sy bruid. Hê intimiteit met hom. Sodat jy daai salwing wat op hom is, reguit, deur jou kan vloei, oor jou kan vloei, deur jou kan vloei, in jou kan vloei, dat jy dit net so bietjie kan invryf, because the anointing is, burdens remove, yoke destroy, power of God. Ek ouens kan nie meer stil bly nie, ek is baie jammer. Ek kom uit te veel goed uit, ek het te veel goed gesien. Hierdie jaar is my jaar, dis jou jaar. Hierdie jaar is 'n jaar van openbarings, van al die goed wat ons mee alert moet wees. Hierdie jaar beter jy bid vir meer a spirit of discernment, sodat jy kan discern. Hierdie jaar gaan jy versigtig wees wat en wie en hoe vir jou hande op lê. En as jy in 'n kerk is waar daar godsdiens is, kry asseblief vir jou aan 'n kerk waar die vloei van die Heilige Gees is. Jy moet in 'n plek wees waar jy gelukkig is, en ek kan nie meer stil bly nie. Hier is 'n harde kerk is, wat jy regop moet sit, so moet sit, daar moet sit, hier moet sit. Die voorste plekke is net vir wat bespreek is, en dan jy nog 'n fooi betaal as 'n gas, en ek praat van ondervinding. Ek is uitgenooi na 'n konferensie toe, en toe word daar vir my gesê, ja, as ek R250 betaal, sal hulle my plek reserveer heel voor, en ek het toe nooit konferensie toe gegaan nie. So hoekom moet ek betaal vir 'n plek heel voor, R250 vir 'n konferensie? Dit is nonsens. Ek soek nie daai goed in my lewe nie, en jy ook nie. Jy sorg dat jy al die rubbish uit jou lewe uitkry, en jy begin naby aan God te loop. Die gesalfde een, en sy salwing. Wat meer wil jy in die lewe? Wat meer wil jy hê as Christus? Wat meer wil jy hê? Hy het jou nodig. Staan op uit jou lazy boy uit. Vat jou profetiese woorde. Begin dit deurwerk. Weet jy wat, nee, hierdie jaar voel ek in my gees, praat God met mense wat so lank sit op julle gifts. Jou gawes is nie vir jou nie. Jy kan nie jou eie pere aan jou boom eet nie. Jy kan nie jou eie appels aan jou boom eet nie. Iemand anderste moet die appels eet. Jy dra vrug. Kan jy dit asseblief vir mense gee om te kan eet van die vrug wat jy gesnoei is? Jy het bemesting gekry. Jy's deur daai snoeitydperk. Jy het dit gebirth. Jy is deur die mooiste tyd. Ek sê, God says, I prune those that I love. En jy's deur daai pruning. So laat die mense asseblief hier vir jou jou appels eet, want self kan jy dit nie eet nie, man. Ons is nou nie stupid nie. So laat jou vrug wys sodat mense kom eet. En vandag wil ek vir jou sê, ek wil jou groet met hierdie woorde, amper stamp ek die hele ding om, ek wil jou groet met hierdie woorde om vir jou te sê, jy is kosbaar. Geloof is nie 'n gevoel nie. Geloof is om te ontdek hoe kosbaar en hoe belangrik jy vir God is. Jy's kosbaar, jy's vrygekoop, jy is gesalf, jy is sy bruid, jy het sy autoriteit, hy is alles wat jy ooit kan lewe. 'n Pastoor kan nie vir jou gee wat Christus vir jou gee nie. 'n Pastoor jy kan nie deur 'n pastoor na Jesus toe gaan nie. Jesus sê slegs deur die Vader. En ek wil vir jou sê, as jy nog in jou hart en jou hart nie, daar staan nêrens in die Bybel ek my hart vir die Here gee nie. Nêrens staan in die Bybel gee jou hart vir die Here nie. Hy sê
Jy moet repent en terugdraai, because you are missing the target. Sonde is to miss the target. Soteria, dit beteken draai om en loop die teenoorgestelde. So jy gaan godsdiens laat jou aanhou loop, maar 'n veranderde lewe laat jou die ander pad loop. So kom by God uit. Jy kan nie jou hart vir hom gee nie. Jy moet jou lewe omdraai en jy moet jou lewe verander. So ek wil vir julle sê en ek wil bid en 'n seën uitspreek oor elkeen van julle en vir julle sê julle is kosbaar, julle is vrygekoop en ek love almal van julle. En cheers. Hier's my koffietjie en ek sien julle maandag koffie saam met Amelia Botha om 9 uur. Baie lief vir julle. Lekker daggie. Tata.